Hallo mense, ek is om Koos van die Groot Karoo. Nou vandag gaan ons nou 'n vleisbroodjie maak of hoe sê die Engelse meatloaf. Nou ons het nou hier 'n kilogram lekker skoon gemaalde besvleis. Hy is so 90% vleis en 10% vet. Jy moet nou net seker maak as jy nou nie self slaap soos ons daar, maar jy nou die kyk dat dit goeie vleis is van die dat daar nie extender by is of sulke goed nie. En nou is eintlik 'n baie eenvoudige ding, is baie lekker ding as jy nou, ek weet nie of julle nog vir die kinders toebroodjies in sy skool toe. Baie gesonde koue vleis. Nou, as ek sê, dit is baie maklik om te maak. Ons nou die kilogram vleis gooi ons so 'n koppie vol broodkrummels by. Dit is nou alles goed om te bind, dat jy hom lekker dun kan sny. Ons werk nou die broodkrummels eers so 'n eentjie weg in. En dan sit ons so 1 ui, lekker fyn gechop, sit hom ook by. Hierdie vleisbroodjie, ja, is geen nooit weer koue vleis koop nie. In die winkel, maar jy weet wat is in hom. En hy is baie lekker en hy is baie gesond. Soos die vleis is so 'n bietjie in die yskas gelê, so effe vol klont ons werk, maar die klont is so fyn, soos die goed insit. So hier is die broodkrummels is nou in, die koppie broodkrummels, die een middelslag ui is in, en dan gooi ons 2 eiers in. Eiers, dit is nou die deel van die bindmiddel. Ons gaan gelatine ook bysit. Gooi my eiers daar. Doppe. Dan ingel jy so onder sy eiers. Baie lekker. Lekker eiers hierdie. Ons meng die eiergeel ook so 'n bietjie in. Die ding is bitter eenvoudig om te maak. Niks triks en jy kan amper nie 'n fout maak nie. Al fout wie jy kan maak is as jy hom nie maak nie. Nou ja, daar gaan hy. Nou gooi ons so 'n bietjie sout in. So 'n teelepel. Vir lekker die Himalaya sout. Gaan hy. En so 'n halwe teelepel swartpeper. Jy kan dan muskat na smaak. Alright. En dan natuurlik so 'n eetlepel bruinsuiker of geelsuiker wat ons hier het. Ek glo suiker en vleis gaan saam. Almal glo nie so nie, maar ek glo so. Nou wat die mens glo, wat is ook al die regte ding nie, maar dis nou soos ek glo. Okay, hier loop die vleis is nou baie lekker. Daar is hy. Ons gaan hom later bak in die oond, so vir 'n uur. En dan lê jy hom lekker afkoel en dan kan jy hom baie lekker dun sny. Ons sit er nog 'n bietjie gelatine by. Jy hoef dit nie te doen nie, maar as jy dit nou doen, dan sny jy hom lekker dun, soos amper soos jy pelonie sny. Dit is so 'n teelepel gelatine en dan los jy hom op in 'n bietjie water. En dan sit jy hom in die mikrowolf of jy maak hom warm, wat ook al jou manier is, en dan gooi hom hier in. Nou ja, dan moet jy met die hand verder werk, dat die eier nie goed alles maar nou lekker deurmeng. Dit is nou sommer eerste klas brood hierdie en hy ruik baie lekker. Hy ruik baie lekker soos hy nou hier staan. Net alle klonte lekker uithaal. Nou ons het nou 'n daai pannetjie sit. Nou kyk, ons het nou die dag seevark gebraai. Nou ons het hom op aluminiumfoil gebraai. Nou daar's nou baie ouens wat nou baie te sê gehad oor aluminiumfoil. Manne wat nou seker baie slimmer as ek is, maar soos ek sê, ek glo nou die ding op my manier. Die vaalkant van die aluminiumfoil na die tussenkant toe wys. En die blinkkant kom teen die vleis of teen die kos wat jy maak. So maar toe ouens gesê, dis ou vrou stories en bogtrye so hierna oor daar met my saamgestem. Maar ek wil dit werk vir my. Ons sit die foil in dat die vleis nie aan die pannetjie vassit nie. So hy moet lekker stewig wees. En as jou kinders nou eers hierdie vleis op hulle brood gekry het, as jy nog vir die kinders brood insit, ek weet nie, vir eet dus daar in die snoepies, ek weet nie. Nou, as hulle nooit weer iets anders eet nie.
Nou ja, hierdie vleis is nou amper reg. Baie lekker, as jy nou hier bykom as jy geruik het, hoe lekker hy ruik. En hierdie is natuurlik baie basies. Jy kan bygooi wat jy wil, jy kan kruie bygooi. Jy kan hom vetter maak. Jy kan vark bysit. Ons sal nou later nog so 'n paar flintertjies bacon ook bysit. En dan dis nou my eie fabrikasie. So die vleis is nou lekker reg, dan moet ons net die bacon flintertjies kry. Sit ons die by en dan kan die pan toe gaan. Hier is ons ou broodjie amper reg. Hier is ons bacon stukkies. Ons gaan dit nou bysit. Jy kan nou bysit wat jy wil. Maar in ieder geval sit ons nou bacon in. Ons maak nou die bacon lekker deur mekaar met die vleisbroodjie. Jy kan nou olywe insit, jy kan heel gekookte hoendereier insit, al daai goed nes jy wil. So is baie maklik om te maak. En baie lekker en gesond. Nou ja, as alles is nou lekker deur mekaar gewoel. Daar is hy. Hier is ons pan, ek het nou klaar die aluminium foil ingesit. Nou gaan ons die ou vleisie insit en hom lekker vasdruk. Goed, gaan hy oond toe. Daar is hy. Asy, druk hom lekker styf vas. Hoe stywer jy hom vasdruk, hoe stewiger blok maak hy, hoe dunner kan jy hom sny. Ons nou bak vir 'n uur lank op 175 grade. Daar rond. Lyk my hierdie vleis van ons so 'n bietjie baie vir ons pan. Ek wonder of ons nog so 'n klein broodjie moet maak nie. Daar is hy. Druk hom lekker vas. Ja, het lyk aan toch ons alles hier ingekry. Gaan hy. Jy kan nou enigiets erbij sit. Jy kan hier nog knoffel by sit, jy kan nog green peppers of rooi peppers of iets by sit. Hierdie kilogram vleis en al die goed gaan nou net mooi hier in die pan in. Hy staan so even boggelrug. En daar is hy. Maak hom nou net mooi. Druk hom mooi vas, want as hy nou aan die begin mooi is, dat is sommer 'n mooi vorm ook. Daar is hy. Daar is ons vleesbroodjie, baie mooi. Nou oond toe. Daar gaan hy. Waarom? Hy is nou klaar op 175 grade. Ok, nou is dit 'n uur. Ek kyk sommer die son daar teen die muur. As die son loop tot van daar tot by daai kanaal se reg. Nou ja, hier is ons vleesbroodjie nou. Na 'n uur in die oond. Hy lyk baie mooi. Maar kyk hom gou uit. Hier is nog al tamelik warm. Hey. Maar haal die foil mooi af. En daar kan hy nou afkoel tot môreoggend toe. Hy lyk baie mooi en hy ruik baie lekker. Maar daar is so hierdie foil mooi af. Aarde maar is warm. Daar is ons vleesbroodjie nou. Baie mooi. Nou staan hy oornag die lekker koud raak. Môreoggend eerste ding na Tessos. Nou ja, hier is ons vleesbroodjie nou. 24 uur lank afgekoel of eintlik oornag. Lyk baie lekker. Ons gaan hom gou sny, dan kyk ons hoe lyk hy. Hy is lekker stewig. Daar is hy, kyk daar hoe mooi lyk hy. Baie mooi. Ons gaan nou gou proe. Met die gelatine moet ons bygesit, maak ons hom lekker dun kan sny. As hy. Baie lekker koue vleesbroodjie. Hy ruik baie lekker. En die smaak regtig baie lekker. Hierdie is 'n baie basiese resep.
Jy kan nou die ding verander net as jy wil, maar as jy nou op 'n dag weer met iemand wil onthaal met koue vleis en slaai, maak nou vir jou so 'n broodjie. Baie lekker. En as jou kinders nou toebroodjies snoer by die skool, maak vir elke week so 'n broodjie en sit hom op hulle. Baie lekker. Ons het nou nog 'n ander weergawe van hom wat ons ook in die dag gemaak. Maar hierdie is regtig baie lekker. Probeer hom gerus, dis baie maklik. En laat weet vir ons hoe dit gegaan.